ontvang. Baie dankie aan Pastor Clayton en die worship team. Alle leiers is gegroet, ons ministers, ons ouderling, evangelis, die diakens, ons grootmoeders, broers, grootbroers, alles was dit is, die jeug is gegroet, so die school is gegroet. Die wat vir die eerste keer is, die birthday girls is gegroet. Amen. En ek vertrou is dat die seën vanoggend uit die hand van die Here ontvang. So, ons skriflesing is vanoggend uit Handelinge 12. Handelinge 12. Ek gaan een versie lees, maar ek gaan baie verduidelik. Amen. As die Here nog vir u goed, kan ek so 'n amen kry? Kan ek so 'n halleluja kry? Kan ek 'n amen kry? Kan ek 'n halleluja kry? So ons is vir die Here bly. Ons die 2026 skep, hy's aan full swing. Ja, as ek nou weer terugkyk, wat gebeur het, ons nou die 3de maand, en nou move ons aan, amen, ons no more regrets, ons nou dit aanmove, amen. So ons is in Handelinge 12, en so kaas ek al mooi goed uit te gaan hier, die tijlijne en so aan, so ek wil het aanvul, amen. Handelinge 12 was nie net versie 12. Nee, nie versie 12. Versie 11. Versie 11. Ek gaan een tekst lees, maar ek gaan hier wat ek dit. Amen. 12, versie 11. Amen. As jy dit sê, amen. Amen. Toe kom Petrus tot homself en sê, nou weet ek waarlik dat die Here sy engel gestuur het en my gered het uit die hand van Herodes en het al die verwagtinge van die Joodse volk. Toe kom Petrus tot homself en sê, nou weet ek waarlik dat die Here sy engel gestuur het en my gered het uit die hand van Herodes en het al die verwagtinge van die Joodse volk. Die Here seën sy geleesde woord. En wanneer ons hierdie teks in gedagte hou, moet ons, as dit actually die laaste keer wat ons aan Petrus hoor in die boek van Handelinge. Daar is nog een gedeelte, maar dis actually die amptelike laaste wat ons hoor van Petrus in die boek van Handelinge. Na hierdie gedeeltes sal hy meerderheid net woord van Paulus. Nee? Maar as ek in die tekst in gedagte hou, is daar 'n paar persone wat ons in gedagte hou. Die eerste persoon wat ons in gedagte hou, is Herodes. Nee? Dan moet ons in gedagte hou, die Engelse vertaling sal sê is James. Jakobus, ja, James. Dan nou was vir Petrus in gedagte. Dit is die 3 persone waaroor die hele teks actually gaan. Nou, die hoofstuk voor dit, nee, eindig met die kerk was in goeie welstand. Almal wat gehet het in die kerk het vir mekaar gegee. Nee? Hulle het gekyk na mekaar. In die vorige hoofstuk 11, hulle het gesorg vir mekaar. Hulle het omgegee vir mekaar. You know, hulle het 'n tipe van 'n law ingestel dat daar moet gekyk word na die weduwees en die ouers. Hy was die law. En almal het op daai law obey. So hulle was in unison, hulle was in eenheid. Hulle was in sterk eenheid op die einde van hoofstuk 12. Ja, maar hoofstuk 11 begin. En Herodes het vir Jakobus laat omkom met die swaard. Amen. Hy het hulle gevange geneem en hy het, nou wanneer ons dit lees, as hulle in die Bybel geskryf het en iemand is met die swaard omgekom, sê dit, nie net hy is doodgemaak nie, maar hy is geonthof. Amen. Hy was nie net doodgemaak nie, as ons daai teks lees en hy was met die swaard omgekom. Nou hulle was in gevangenis en Jakobus
was met geontbof op die woord van Herodes. Die Bybel sê, ons moet nou hoofstuk 11 sê, waar ons die kerk was, hulle was al ryk met mekaar. Maar daar het 'n aanslag gekom van buitekant af. Herodes het dit sy missie gemaak om die kerk te vervolg. Nee? Want Herodes wil by die Jode, hy was nie 'n Jood nie, ek wil net agtergrond gee, hy was nie 'n Jood nie, maar hy wil by die Jode ingekoop het. Hy wil favor by hulle gehad het, sodat hy votes en, dat hy sy political standpunt lekker sterk sou wees, maar dat hy moes nou die Joodse kerk is moes nou agter hom. Amen. So, die Joodse kerk het mos nie die redding van en die plan van Christus bestaan nie. So hulle het die kerk vervolg, né? Of het hulle vervolg. So hierdie Herodes wil in hulle goeie boekies gewees het. So die Bybel of die histories sal sê dat Herodes het ook Joodse goed geonderhou, alhoewel hy nie 'n Jood gewees het nie. Hy het ook hulle kalender bestaan. So hy was deel en hy wil deel gemaak daarvan, né? So wat nou gebeur is, hy het geweet ook Paasfees is op pad. En hy vang van Jakobus en van Petrus hulle. Maar hy maak van Jakobus dood en hy spaar vir Petrus. Die Engelse vertaling sê, it was his prized subject. Dit was sy prized prisoner. Jy weet mos, hulle kon lankal vir Mandela doodgemaak het, maar hulle het vir hom gehou vir 'n sekere tyd. Hulle het al die ander ouens doodgemaak, as nou net political praat, maar hulle het vir Nelson 27 jaar gehou, een kant. Nou, daar was 'n prize, daar was 'n trofee vir die ou apartheidse regime as element. En dis dieselfde met Petrus, daar was 'n trofee vir die Jode. Hy wil vir die Jode gewys het, nee, ek het die ou wat vir julle. Maar daar was vrede in die kerk. Die Bybel sê dat wat toe gebeur is, nou dis nie die eerste keer wat Petrus in die gevangenis gewees het, jy moet ook dit aanhou, daar was 'n vorige keer wat hulle in die gevangenis gekeer het. So hierdie keer maak Herodes verseker, hy sit genoeg wagte, sit hy om Petrus. Hy sit genoeg wagte. Hy maak verseker dat Petrus hy is solitude. In Oostaalse hulle sê, hy was in die koeloekoek. Is ek reg? Amen, hy was in die enkelselle. Amen, hy was eenkant gesip. Nee, onder 100% security. Is hy met my? Hy was surveillance hield om hom. Amen. Hy was daar. Maar as jy lees, sal jy uitvind dat die Bybel sê, wat voor daar kom, hy was verseker toegemaak. En ek dink hoe baie maar van ons, net, hoe baie maar van ons, wanneer die enemy ons probeer tackle, dan bring hy 'n versterking in, Suster Edwina, om ons daar te hou. Is klaar dat hy in die gevangenis is, maar hy versterk dit, om versekering te maak, jy kom nie uit nie. Amen. Jy kom nie uit nie. Hy probeer alles in jou vermoë, in sy vermoë, om jou daar te hou. Hy sit jou in die agterste kant van die gevangenis, van even sou jy moet uitkom, sal dit 'n issue is, en dit sal baie moet kos om jou daar uit te kom. So hy maak verseker, sy is vas. Sy gaan nie kan uitkom nie. Ek weet nie of wat iemand is wat daar so gevoel het, dat het lyk of ek hier uit gaan uitkom nie. Hier wat ek nou is, voel het hier, as ek toe. Voel, as ek roep, niemand hoor my nie. As ek in my mind is, ja, ek weet nie wat iemand is wat in so'n plek al gewees het, dat hy voel dat hieruit gaan ek nie kan uitkom nie. Ek is te ver en ek is te diep. Maar sê vir iemand, die Here is besig. Hy is besig in die agtergrond, hy is besig in die agtergrond. Petrus is tussen high security. Maar die Bybel sê Petrus het geslaap in hierdie sekuriteit. Né?
Hy was, Charles het nou gepraat van slaap. En die broer, nadat hom gesê, dat slaap is 'n natuurlike iets. Jy moet slaap. Jy moet nou 8 hours of 6 hours kry. So 'n uitdaging. As boer hy is hy reg. Is hy normally. Jy moet kan slaap. As jy slaap, jy moet slaap. Praat dit van jy dit nie worries nie. Amen. As jy nou moet slaap, normal moet slaap. 'n lekker slaap. Maar lekker uit. Jo, een been is nie waar nie, hy slaap net lekker. Hy is 'n lekker slaap. Amen. As ons praat in daai konteks, 'n slaap sonder worries. 'n slaap sonder nagmerries. 'n slaap sonder gedagtes. Jy kan maar watter movie gekyk het die laaste keer voor jy geslaap het. Daai movie sal jou nie eens pla nie. Jy slaap lekker. Daai is die slaap. Nee, hy is 'n normal slaap. Die Bybel sê Petrus het iemand saam met my. Petrus het geslaap. Wat vir ons hy was in sy rus. Hy was rustig. Maar hy was in die gevangenis. Nou ek sal nie weet as hulle vir my die eerste aan in die gevangenis laat maak, gesit by my maar ek sal nie slaap ja. En hulle wil my by die opblokkies hier sit. Ja, ek sal regtig nie slaap. Ek sal staan aan nou. Maar ek gaan nie slaap en hy sê al nooit. Ek sal net so staan daar in 'n hoek en ek sal nie slaap julle, maar ek sal staan en slaap, maar ek gaan nie slaap nie. Amen. Ek weet, eers met my, ek weet as 'n paar pastore, hulle sê die pastore was na die nagmaaldiens op 'n Sondag, toe kom hy uit, gaan weer uit, toe hy te veel nagmaal gevat. Toe hy met soet en al, toe moes hy, hulle wil hy net oorgeslaap het. Maar jy kan nie oorslaap in die gevangenis nie. Wie gaat oorslaap? Maar gelukkig dat die nagmaal het hom aan die slaap gemaak. Maar ek gaan nie slaap in die gevangenis nie. Maar hier sê in die Bybel, Petrus het geslaap in die gevangenis. Wat vir ons sê, Petrus het peace of mind gehad. En die ding is, hulle het dan nou net vir Jakobus, hoe slaap jy na so 'n gerig? As hulle nou net een van jou medebroers om die lewe gebring het. Het jy met my? Wat vir my sal waar is, ek is ek 'n tweede. Vir dieselfde ding wat hy gedoen het. Ek moes ek 'n tweede wees. Maar die teks sê, Petrus het geslaap. Wat vir my sê, Petrus het verstaan dat lewe of dood. Nee? Christus wen nog altyd. So, of Jakobus moes gelewer het en uitgegaan het, of hy gesterf het. Petrus se mind was al klaar op 'n ander level, lewe of dood, nee, die Here wen. So, met daai gedagte, dit is wat pastor vir u probeer sê, u kan hoor van dieselfde predikament waar jy is en jou medebroer en suster het gefail, of die enemy wil sê het gefail in. Maar hy het nie actually gefail nie, van God word nog al daardie geglorify. Ek kan hoor dat ek was in dieselfde posisie en hulle het iemand afgedank. Nee? En ek is volgende op die lys. En die enemy gaat jou onrustig wil maak. Is jy met my? Jy gaat nie wel lekker slaap nie. Maar jy kan met die goeie gedagte dat God het 'n perfekte wil. En sy wil sal geskied in ons lewe. Dat die buitekant het nie 'n sê oor my nie. Die governor kan nie 'n sê oor my nie. Die manager het nie die laaste sê oor my nie. Hulle kan my in die gevangenis sit. Hulle kan my met meer security hou. You know, hulle kan my even my broers en susters doodmaak. Maar hy het nie sê oor my nie. Hy het nie sê oor my werk nie. Hy het nie sê oor my geloof nie. Hy het nie sê oor my behoudenis in Christus nie. Hy het nie 'n sê nie. Ek kan in rus gaan slaap. Ek kan hoor van gerugte, maar sy my nie so effek nie. Dit is waar Petrus hom bevind. Hy bevind hom, hy slaap te midde. Sy broer vermoor is en te midde in die gevangenis is. Hy het 'n peaceful slaap. Nou aan die ander kant, aan die ander kant vind ons uit die kerk, as ons stuk 11 lees, vind ons uit die kerk was in unison.
So omdat hulle in unison gewees het, het hulle bietjie geoperate. Van die kerk kan nie operate as hulle in eenheid is. As jy met my. Die kerk kan nie operate of kan nie suksesvol is as ons nie eenheid het. Ons die klaar sê vir ons, hulle was in eenheid van hulle goed uit, hulle dieselfde mind gehad. Toe die aanslag kom, was het, ek dink, as ek miskien Peter het nog sê, kyk jy vat maar vir ons man, is alright, vat nou, ek kan miskien iets wat dit gewees het, vanuit, hulle was, toe Peter is hulle gevangenis nog aan toe, hulle klaar was ek die kekels daar in alright. Nou paas toe hulle lekker aanslaap, as paas toe die kekels alright, maar sometimes maak die kekels, weet jy hoe wakker die nacht, ja, ek kan samen lekker slaap, weet jy met, jyne, ek was gister samen in die jeugd en ek het so, ja, ek dit, ja, maar niet te doen. You know? So die kerk, sy eenheid, het ook gebygedra dat Peter in die gevangenis geslaap. Maar hulle was in eenheid, So, omdat hulle in eenheid gewees het, hulle mekaar verstaan, en hulle job verstaan. So wat hulle toe doen, hulle begin te bid. Hulle begin te bid vir Petrus. Petrus in die gevangenis. Ons moet so ingestel is, né? Ons moet so ingestel is, en alles ons fisies by mekaar nie, moet ons nog altyd in eenheid kan operate. Dan maak nie saak of ek in die skiem bly, of ons in present bly nie, as ons in die body is, moet ons in eenheid is, sodat ons ingestel kan wees, so wanneer ons bid, dat die Here kan weer. Is jy met my? Abigail is in Iran. Sy is in Bahrein. As die kerk kan bid vir haar, dat sy kan veilig terugkom. Alles ons, wherever, kan God die onmoonlike moontlik maak. Amen. Ons mekaar optel in die gees. Ons mekaar optel en ons connect met mekaar, daar begin die Here te werk. Nee. So, sy sê nou, ek het woensdag aan gesê, daar gaan bomme af, en daar wat sy bly, ja, 5 minute gaat daar bomme af. En wanneer ons in eenheid vir haar gaan bid, gaat sy nie skade ly daar. Sy gaan veilig terugkom. Maar ons moet in unison. Nee? Ons moet mekaar optel. En die kerk het opgetel, Petrus is in die gevangenis, hulle kon gebid het, hulle kon, soos ou die aard het sê, hulle het medelee gehad met die gevangenis. Nee? Asof hulle self gevangenis gewees het. Maar pastor nie, hy lang, die Bybel sê het gebid, en terwyl hulle bid, terwyl Petrus slaap, sê die Bybel, verskyn na engel aan Petrus. Engel slaap op Petrus, en sê, engel sê, kyk, die pastor hier vader van die punt afhaal. As jy so lekker slaap in die Here, dan gaan die Here kos om jou wakker te maak. Want jy is op 'n ander, jy is op 'n cloud 9. Nee? En die engel sê, Petrus, staan op. Nee? Staan op, Petrus staan op. Petrus, trek jou aan. Petrus trek hom aan. Petrus, volg my. En hy doen wat die engel sê, en hy begin die engel te volg. Petrus dink op hierdie stadium is 'n droom wat hy droom. Ek dink is 'n vision. Want wat is nou? Dis dat word genoem die apostoliese age, the apostolic age of the church, the book of Acts. So die apostolic werk, soos die mense het ingetip in die supernatural en in die natural. So vir Petrus was het, as ek nou in die supernatural, hy was nie net 'n droomie, hy was nie net 'n gesiggie, hy het ingetip in die supernatural en in die natural, of as ek nou regtig hierso. En hulle obey wherever as hulle gerecognize dat die stem van God deur die engel, dat hulle geobey. So Petrus obey onmiddellik.